Chariots of Fire is 'n 1981 film wat gemaak is oor die tydperk so van 1919 af. Toe een van die akteurs wat ons nou gesien het, een van die spelers wat ons nou gesien het, hier is even sy naam kom, Harold Abrams, by Cambridge aankom. En saam met hom is daar 'n mede-atleet, Eric Liddell, wat dan so oefen met oog op om die 24 deel te neem aan die Olimpiese Spele, en hoe die twee atlete teen mekaar oefen, en eintlik die een later die ander se afrigter gebruik, en ek dink baie van julle ken die film. Die van julle wat vanaand by ons kuier, ons is in ons gemeente besig met 'n tema, met 'n reeks wat ons noem 'n heilige soeke, en daarmee sê ons dat ons nogal daarvan oortuig is, dat elkeen van ons, of jy daarvan bewus is of nie, lewe met 'n soeke, met 'n hinkering, met 'n smagting of 'n dors, wat jy dit ook al wil noem, na iets, na dinge, na plekke, wat die lewe vir jou sin en betekenis kan bring. En ons noem dit 'n heilige soeke, want ons is daarvan oortuig dat daardie soeke veronderstel is om te eindig by God. En dat daardie soeke, daardie longing wat jy in jou het, dan eintlik heilig is. En help ons dan gebruik ons dan film om ons hierin te help. Vanaand ek dan juist gekies vir hierdie film, Chariots of Fire. Ek dink wat vir ons nogal iets sê, daar is nogal 'n groot spirituele ondertoon in hierdie film. En besonder hierdie een klip wat julle op die einde gesien het, die hoofkarakter Eric Liddell, hy is dan gebore in China, waar hy ook gebore is op 'n sendingstasie, sy pa en ma is daar, en dan eendag gebeur dit sodat terwyl hy by 'n biduur moet wees, is hy besig om te oefen, en sy sussie wat saam met hom dan nou op hierdie bepaalde toneel is, sy spreek hom aan en sê vir hom, hoorie, waar was jy moes kom bid het, en hy het eintlik geoefen. En dan kry hulle mekaar later daar in die veld, en dan sê hy vir haar juist hierdie woorde, ek gaan terug China toe, ek gaan weer terug, ek gaan weer my werk doen, ek sal as sendeling gaan werk, en dan is hy ons baie bly, maar dan hoor hier mooi woord, dan sê hy vir haar, but God made me for a purpose, for China, so ek gaan dit doen, hy sê, but he also made me fast, and I feel his pleasure when I'm run. Ek dink nogal daar is klomp dinge, en hy sê dit mooi, né? Waar ons God se guns, God se goedheid, die honger in ons kan stil, as God se wêreld en ons wêreld bymekaar kan kom. When I run, I feel his pleasure. Nou, almal van ons is nou nie vanaand hier met die gedagte dat hardloop nie jou hoofmotief in hierdie lewe is nie. Maar ek wil graag hê dat jy die ondertoon in hierdie film sal voel, daar sekere dinge waarna toe God jou uitnooi. Dinge waarvoor jy doelbewus moet ja sê. Laasweek toe Louis hier gestaan het hy presies dit gesê, maar dit van die ander kant af benader. Hoor gou mooi. Laasweek is daar gesê dat ons moet 'n lewe leef, en hy het seker 5 of 6 keer of 10 keer die woord intentioneel gebruik. Hy het gesê, daar's dinge waarvoor jy bloot jou lewe intentioneel of dan doelbewus moet instel voor. Jy kom nie toevallig op sekere plekke uit nie. Die lewe gebeur nie nou maar net, en jy is nou maar net in die middel rond nie. Jy is nogal die resultaat van die keuses wat jy gemaak het tot nou toe. En kyk na jou lewe. Daai een oproep. Daai een handtekening wat jy gemaak het. Daai een WhatsApp wat jy gestuur het. Het gelei tot iets volgens. Het gelei tot nog iets. En dit het jou gebring op 'n plek. Dat jy iemand ontmoet het, wat jy werk gekry het, of jy nie die werk gekry het nie. Het jy dalk 'n verleentheid gebring, en daarom het Louis ons laasweek weer help om vir ons te sê, daar's goeders, en hy het nou die groot teoloog Rolheiser gebruik om te sê, daar's sekere goeders wat ons doelbewus vir moet nee sê. Hy het dit taboes genoem. Daar's goeders wat ons onsself van moet bewaar, om te sê, ek moenie daar ruimte betree nie, want dis nie goed vir my nie. Daar's goeders waarvan ons moes nee sê. Nou vanaand sê ek presies die oorgestelde. Maar ek stem saam met Louis, hoor nou mooi. Daar is ook dan sekere goeders waarvoor ons doelbewus moet ja sê, om God se guns, of God se plesier, te kan ondervind, en te kan beleef. Vanaand se Pinkster, dit gaan oor beweging, dit gaan oor dat ons in beweging gebring moet word. Ek julle het vanaand die beeld en die metafoor van lig gehoor, nê.
Pinkster weet ons is waar daar lig of iets soos vuur gekom het op die mense. Chariots of Fire, dit kom uit 'n gedig uit van William Blake. Jerusalem is die gedig se naam wat julle al seker ook gehoor het. Van twee van die liedere wat ons gesing het, ek staan met 'n vuur in my, lig in die donker. Dis 'n tema wat oorkoepelend is. So vanaand wil ek graag hê, wat kan ek en jy doen vorentoe? Ja sê voor. Wat ons na die lig toe kan vat. Ek dink nogal daar's verskeie temas waarmee ons vanaand 'n brug kon slaan tussen atlete en Chariots of Fire en Comrades en Pinkster. Kom ons sê, wat se temas sou kon dien vir alles? Ek dink vir 'n goeie geloofslewe, maar ook vir 'n goeie atleet is sê net maar 'n tema soos dissipline. 'n Tema wat ons bymekaar kan bring. Ons kon daaroor gepraat het. Ons kon vanaand gesels het dalk oor die tema van nederigheid. Ek dink nog dis 'n tema wat ons skryf, beal net in die gees van Comrades, ons mekaar moet help en ondersteun en van waar die ontstaan van die wedloop ook. Die gedeelte wat ek vanaand wil lees is 'n kort gedeelte en ek gaan ook daarna in die Nuwe Testament in 2 Samuel 23. Dis 'n verhaaltjie wat ons kry in die Ou Testament, 'n verhaaltjie wat amper weggeraak in die Bybel. En baie van julle het dit dalk nog nie eens gelees nie. 'n Verhaal van Dawid en 'n paar van sy manskappe. Op 'n keer het 3 van die 30 leiers afgetrek en in die oestyd by die Adullam grot by Dawid aangekom. Die kamp van die Filistyne was in die spooklaagte en Dawid was toe in 'n bergskuiling en die Filistyne het Bethlehem beset. So dis oorlogtyd en die ouens skryp weg in die berge en in grotte en so meer. Dawid het baie dors geword en gesug. Ag, as iemand my tog net water uit die put in Bethlehem se poort kon laat drink. Ek is seker daar was water, en so versigtiging wat hy het, as hy net kan teruggaan Bethlehem toe. As die oorlog net kan verbykom, met ander woorde, daar is hierdie ding, ek dink wat almal van ons skryf, ons lewensreis, as dinge tog net kan beter gaan. En jy waarskynlik as jy volgende week 90 kilos gaan hol, gaan jy iewers op die pad ook dalk net sê, as dit tog net verby kan kom. So hierdie versigtiging net, dat dinge nou net na 'n einde toe moet gaan. Maar wat gebeur toe? Die 3 helde het toe deur die Filistynse kamp geglip en water uit die put in Bethlehem se poort vir Dawid gebring. Maar hy wou dit toe nou nie drink nie. Hy het dit as offer vir die Here uitgegiet en gesê, mag die Here my daarvan bewaar, dat ek dit sou drink. Is dit nie so goed as die bloed van die manne, wat met lewensgevaar gegaan het nie? Daarom wou hy dit nie drink nie. Dit het die 3 helde gedoen. Die tema wat ek vanaand in ons teenwoordigheid wil neersit, is die woord dapperheid. Ek dink nogal net daar's 'n bepaalde, noem dit nou maar guts, noem dit waagmoed, noem dit 'n stuk durf, noem dit dapperheid dan, soos die teks dit noem. Wat teenwoordig is, wat veronderstel is om teenwoordig te wees by elke gelowige. Iets wat ons definitief kan help om ook die lewe van atlete te verstaan, of die Comrades te verstaan. Iets wat jou regtig kan vat na van punt A na punt B. Daar's baie goeders wat jou liggaam kan doen, maar dis jou kop en die guts en die waagmoed en die dapperheid wat jy so kan vat. Jesus praat nogal self oor hierdie ding. Op 'n stadium lees ons in die Bybel dat Jesus oor Johannes die Doper praat. En dan sê hy, waarna het julle in die woestyn gaan kyk? Na 'n riet wat deur die wind heen en weer gewaai word? Met ander woorde, so halwe ruggraatlose ou wat amper net mag gaan soos die wind hom waai en wat geen guts in hom het nie? Nee. Wat het julle dan uitgegaan om te sien? 'n Man met deftige klere aan, of dat is dan eintlik met fyn klere? Dan was een van die ouens wat in die paleise amper 'n model was. Hy sê nee. Maar wat het julle dan uitgegaan om te sien? 'n Profeet, ja. Dit verseker ek julle nog meer as 'n profeet. Dit is hy van wie daar geskrywe staan, en kyk, ek stuur vir my 'n boodskapper vooruit wat die pad vir jou sal regmaak. En hoor nou wat sê Jesus. Hy sê, dit verseker ek julle, onder die mense op aarde is daar niemand gebore wat groter is as Johannes die Doper nie. En tog is die geringste in die koninkryk van die hemel groter as hy. Sedert die dae van Johannes die Doper tot nou toe breek die koninkryk van die hemel vir homself 'n pad oop. En mense wat hulle kragtig inspann,
kry dit in besit. Jesus gaan self en hy sê, daar's 'n hooftema. 'n Hooftema dat ek en jy op hierdie aarde moet leef met 'n sterk oortuiging. Om ja te sê vir sekere goed, vir sekere ruimtes, vir sekere verhoudinge, vir sekere dissiplines. En wanneer jy daar kom, sal jy jouself bevind in die koninkryk van God. Hoor julle nou mooi ons die brug slaan van laasweek af na hierdie week toe? Daar's goeders wat sleg is vir jou op hierdie aarde. Goeders wat jy bloot moet sê, ek kies teen dit. Maar dan kan jy nie net in die middel rond bly en sê, goed, nou die lewe mag gebeur nie. Dan moet jy kies vir plekke, vir geleenthede, vir ruimtes, vir bloot net kans vat baie keer, waar sekere dinge in jou lewe teenwoordig kan kom. Weet nie die van julle wat dalk al bietjie gelees het oor Johannes die Doper, as Jesus hier oor hom praat, dan praat hy oor 'n wilde ou. Hy praat oor 'n ou wat eintlik in sy tyd 'n warrior was. Johannes die Doper was 'n ou wat, sy pa was 'n profeet, was 'n priester, die hoofpriester Eli. Maar hy gaan doen dieselfde werk. Hy gaan bring ook mense tot bekering, maar hy gaan doen dit ander kant die rivier. Hy doen dit in die woestyn. Dis 'n wille ou, is 'n ou wat 'n bepaalde dapperheid het. Hy is 'n ou wat redelik wild geleef het ook. En ek dink nogal wat Jesus hier probeer sê is dat die koninkryk van God, en daardeur sê Jesus dan, waar God en mens ontmoet, waar God heers, waar God regeer, gebeur nie altyd binne ons gemaksone nie. Het gebeur nie altyd net daar waar dinge vir jou maklik is nie. Partykeer sal jy die calls moet maak, die moeilike calls van die lewe. Ek het dit al 'n paar keer genoem, maar ek het maar weer doen. Ek vererg my nogal redelik baie as 'n Christen op TV, en dan besonders baie keer 'n dominee dan, of 'n ouderling, op televisie of in 'n film uitgebeeld word. Het jy al gesien hoe lyk dit? Dis gewoonlik hierdie ouens wat, hulle loop stadig, en hulle praat so stadig. En as hulle nie skelm is nie, is hulle onderduims. En as hulle nie onderduims is nie, is hulle so, jammer ek leef soos 'n verkleer mannetjie wat op kalmeermiddels is. Is net so half, jy weet, jammer, en ons praat met sulke soet stemmetjies, en ek dink nie dis die tema wat die Bybel vir Christene bied nie. As Koos van der Merwe die goed skryf, en sê hy, daai uitbeelding wat ons in die Bybel kry, noem hy nogal 'n spiritualis patheticus. 'n Spiritualis patheticus. Hy sê dis net hierdie, ag ja, ons praat so mooi, en eintlik vervies ek my nie oor die regisseur of die draaiboekskrywer van die film of van die TV-reeks nie. Ek vervies my omdat hulle 'n punt beet het. Daar's baie Christene wat dink dis die manier om te leef. Jammer ek leef, jammer ek bestaan, ons is net hier vir liefde en vir vrede. Nou natuurlik is die groot tema van ons geloof, maar ek dink ons mis dan iets. Jesus gaan verder as hy skryf oor Johannes die Doper, en hy sê, waarmee moet ek julle geslag nou vergelyk? Julle is soos kinders wat op markpleine vir mekaar sit en roep. Ons het julle op die fluit gespeel, julle het nie gedans nie. Toe het ons 'n treelied gesing en julle het nie gehuil nie. Julle het gekom en nie geëet of gedrink nie. En hulle sê, nou vir Johannes, hy is van die duiwel besete. Die seun van die mens het gekom en geëet en gedrink, en hulle sê, kyk, daar is 'n vraat en 'n wynsuiper, 'n vriend van tollenaars en sondaars. Maar God tree met wysheid op, en sy werke bewys dit. Hy sê, daar is 'n groter lewe, maar ons wil dit nie dans nie. Dis 'n wêreld van 'n God ons roep, waarvan baie van ons net sê, nee, ek bly maar waar ek is. Die ou vertaling sê hierdie gedeelte, hier waar staan, die koninkryk van God beer vir hom 'n pad oop, en mense wat hulle kragtig inspann, hy sê, en bestormers gryp dit met geweld. Hoor nou mooi. Jesus sê, die koninkryk van God is die plek waar God heers. Die koninkryk van God is waar God teenwoordig is. Dis waar mense wil en God se wil een word. Hy sê dit gebeur waar mense hulle kragtig inspann. Waar jy dit bestorm, waar jy dit met geweld gryp.
Dis vir almal daar. Hy sê, hoeveel keer sê Jesus nie, die koninkryk van God het naby gekom. Die koninkryk van God is hier. Hy sê so die moontlikheid daarvan, dat jy daai honger kan stil, die moontlikheid dat jy in God se lewens, of dat jou lewe in God verenig word, hy sê dis 'n moontlikheid. Maar jy moet dit vat, jy moet dit gryp, dis nie sommer net daar nie. Ek dink die punt wat hy wil maak is dat die koninkryk net daar is vir die wat storm. Dat daar eintlik 'n wilde hinkering in elkeen van ons moet wees. Die laaste teks wat ek wil lees is wanneer die skrywer van die Hebreërsbrief in Hebreërs 11 verwys na die gelowiges van daardie tyd. In Hebreërs 11 lees ons van wille mense wat nou voorgehou word as geloofshelde vir my en vir jou. En van die gedeeltes is eintlik so rof, ek wil dit eintlik nie lees nie. Deur die geloof het van hierdie helde koninkryke verower. Die reg van God gehandhaaf en verkry wat God beloof het. Hulle het leeu se bekke toegestop. Gloeiende vuur geblus en aan die swaard ontkom. Hulle het in swakheid krag ontvang wat sterk in oorlog en het die leers van die vreemdes op die vlug gejaag. Ander gelowiges wou nie hulle prys vir hulle eie verraad betaal nie en hulle is doodgemartel. Hulle wat die opstanding tot 'n beter lewe deelagtig word. Ander weer het bespotting en lyfstraf verduur, self boeye en gevangenskap. Gelowiges is met klippe doodgegooi en in stukke gesaag en met die swaard vermoor. Hulle het rondgeswerf in skaapvelle en in bokvelle. Hulle het gebrek gely, is verdruk en mishandel. Die wêreld was hulle nie werd nie, hulle het rondgeswerf in woestyne, op berge en in grotte en in gate, en in die grond het hulle gelewe. En hoewel daar oor hulle almal van wie hulle geloof met soveel lof getuig is, het hulle nie verkry wat beloof is nie op die aarde nie, omdat God vir iets beters beoog het, sodat hulle nie sonder ons die volëinding sou bereik nie. Ek hoor iets van 'n dapperheid. Ek hoor iets van 'n minderheidsgroepie wat in die wêreldgeskiedenis het reg gekry het om met guts, om met waagmoed of met dapperheid te doen wat God wou gehad het hulle moes doen. Gelees Hebreërs 11, dit is eintlik verbuisterend. So ek dink wat die teks ons nou toe uitnooi vanaand is, as Eric Liddell sê in Chariots of Fire, when I run, I feel his pleasure. Dan sê hy nie van 'n plek uit van, daar's 'n plek waar ek alles skryf wat ek wil hê nie. Hy sê, daar waar ek my inspann vir iets, daar waar ek myself buite my gemaaksone sit, daar waar ek baie keer moet waag, daar waar ek baie keer so dapper moet wees, weet ek, in die beweging kom God, en ek beleef sy plesier, ek beleef God se vreugde. En dis nog 'n groot tema in die Bybel. Kyk, daar's klomp plekke in die Bybel waar God wonderwerke doen sommer net so. Hier stap iemand en dan word iemand gesond. Maar daar's klomp ander vertellinge in die Bybel wat 'n groot beeld of metafoor vir ons is, waar God sê, gaan en gaan vertel, of gaan en gaan was jouself, of gaan terug na jou huis toe, of gaan wys jou vir die priester. Met ander woorde, dat die persoon het nie daar gesond geword nie, maar in die gehoorsaamheid gebeur die wonder. In die beweging het die goed begin gebeur. So ek dink die vraag wat elkeen van ons kan vra is, wat is dit waarvoor jy jouself moet inspann? Wat is dit wat jy vanaand sal sê, dis waarna toe God my vat, waarvoor ek moet dapper wees? Daar's dalk iets in hierdie lewe nou wat jy bloot moet stop dalk. Daar's iets wat jy dalk moet begin. Dis dalk iets wat met jou verhouding nou te doen het met die mense saam wie jy bly. Dis dalk te doen het met jou gewoontes. Dis dalk te doen met jou lewe. Daar's dinge wat jy moet doen. Daar's dinge wat jy vir moet ja sê. Jy moet dalk soos 'n goeie atleet weer met dissipline begin wat jou geloofslewe betref. Dalk moet jy weer ja sê om te begin Bybel lees. Wat is die dinge wat vir jou moeilik is, waarvoor jy vanaand moet sê ja? Watter gesprekke moet jy gaan voer? Watter boeke moet jy begin lees? Na watter plekke moet jy heen toe gaan, wat jy nog altyd vermy het?
Dis Pinkster. God stuur ons na plekke toe, hy stuur ons na mense toe. En ek en jy kruip weg agter 6 voet heininge en alarmstelsels. Dalk stuur God jou iewers heen. Dalk sê hy vir jou, begin dit met die ouens by jou werk praat, want jy doen dit nie. Weet jy, dalk moet jy net eers met jou vrou begin praat, oor julle huwelik, want jy doen dit nie. Weet jy, dalk moet jy net begin, om erns te maak met jou geloofslewe. Sien, waar moet jy nou vanaand sê? Soos Eric Liddell sê, when I run, I feel his pleasure. Moet jy dalk net sê, ek weet dit is moeilik. Ek het dit nog nie reg gekry nie. Ek weet dit gaan 'n groot stuk guts en dapperheid vir my vat. Maar dalk iets soos, when I forgive, I feel his pleasure. When I speak the truth from now on, I feel his pleasure. When I come to say sorry, I feel his pleasure. Die dapperste oomblik op hierdie aarde was die oomblik toe Jesus in Getsemane was. Die dapperste oomblik toe hy gesê het, Vader, laat U wil nou maar geskied en nie my wil nie. Die kruis was 'n dapper moment, maar ek dink die dapperste moment het voor dit gekom. Toe Jesus by daai punt kom en toe kan sê, vir hierdie ding sien ek nie kans nie. Vat dit asseblief vir my weg. Maar toe hy en God kon een word, kan ons dalk nou sê, teruggekyk uit Chariots of Fire, dat Jesus sou sê, when I was on the cross, I feel his pleasure. Alhoewel hy uitgeroep het, Vader, in U hande gee ek my gees oor, het daar tog 'n stuk eenwording plaasgevind tussen Jesus en God. Was daar weer 'n opstanding. Ek dink waar die lewe, die beweging, die aktiwiteit, die dapperheid, die waagmoed, die guts van Pinkster vir elke van ons 'n stuk realiteit kan word. So mag elkeen van ons dan net vanaand huis toe gaan en te gaan sê, waar is die tema van dapperheid nou weer 'n plek waar ek moet gaan kies vir iets? Waar is plekke wat ek vermy het? Waar is mense wat ek vermy het? Waar is temas wat ek vermy het? Waarna toe stuur God my? Dis Pinkster. Daar's 'n vuur in my. Daar's 'n vuur, 'n Heilige Gees se beweging. Daar's 'n energie wat aan die gang is. Van die dae sê Jesus van Johannes die Doper, breek die koninkryk van God 'n pad oop. En net ouens wat dit bestorm en met geweld gryp, kry dele aan. Mag ek nie een van daai ouens wees. Mag ons in daai konteks dan mekaar se comrades wees en mekaar saamvat.